Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die eer en die voorreg wat ons het om by mekaar te kom, al is dit in digitale spasies. Ons weet U is die gemeene deler. Ons weet U het die Gees vir ons gegee en U is ook teenwoordig hier waar ons vanaand of dalk later na die opname kyk. En Here, ons almal is hier met die een doel. Dit is om te hoor wat U deur U woord vir ons sê en laat ons ook toelaat dat U Gees ook U woord dieper inskryf, grafeer op ons harte. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek dink nie julle sal nie saamstem nie, maar dat ons in die hedendaagse tyd in 'n vreemde, maar tog ook 'n wonderlike tyd leef. Nou, dis vreemd, hoekom? Want ons lewe in 'n tydperk wat niemand ooit voorheen meer inligting gehad het as wat ons vandag het nie. Jy het toegang tot die meeste kennisinligting as enige ander generasie. Wat beteken vir ons as gelowiges, as mense, is daar antwoorde om elke hoek en draai. Ons kan dit gaan soek, en ons kan gaan soek dat ons antwoord kry wat ons wil hê. As jy dalk iets nie weet vandag nie, dan Google jy dit. As jy dalk nie weet hoe jy hierdie produk moet hanteer, of jy wil dalk 'n review lees van iets, dan gaan kyk jy na iemand op YouTube wat 'n video vir jou gemaak het. Daar is soveel podcasts en vodcasts wat jy kan kyk of luister van mense wat hulle opinies gee oor 'n sekere saak. Dan begin ons nie eers praat van die kunsmatige intelligensie wêreld nie. Ons kan maar praat van AI, ek sal graag die woord wil gebruik van is eerder large language models, en dit is ook om ChatGPT gebruik, Claude het hulle eie een, of jy nou Gemini van Google gebruik, of Grok, hoe ook al. Die een ding wat kunsmatige intelligensie of large language models goed doen, is hulle absorbeer bitter baie inligting. En byvoorbeeld as jy deesdae iets niets gegoogel het, dan sien jy dat Google somme hulle AI, hulle Gemini ingewerk het in die Google search. Wat beteken? Jy vra 'n vraag. En eerder as om te gaan self soek na inligting op die webtuistes, doen Gemini dit vir jou. En hy gee vir jou die antwoord op die vraag wat jy stel. Nou, voor ons begin vanaand. Ons is nie vandag om hier te gesels oor wat tegnologie is, of die era waarin ons leef nie. Ons is nie hier om te sê, dis sleg of dis goed nie. Ek wil versigtig wees met hierdie vraag. Maar ek wil eerder net hê dat ons almal saamstem vanaand om te sê, ons is gekonfronteer, ons is in 'n lewe, 'n lewenstyl waar ons gekonfronteer word met die digitale wêreld, met die kunsmatige intelligensie, met 'n wêreld van antwoorde, met bitter baie inligting. Maar die vraag wat ek wil vra vanaand is nie, wat is die rol of die invloed van tegnologie of inligting op ons lewe nie? Die vraag wat ek vanaand wil vra is, wat gebeur met ons as mense, wanneer antwoorde altyd naby is? Wat gebeur met ons as mense, wanneer ons al die antwoorde het, en dit is blitsvinnig, maar ons bly nog steeds nie wys nie. Wysheid bly skaars, maar die antwoorde is volop. Hoe reageer ons as gelowiges in 'n wêreld waar die balans so omgekeerd is, so wanbalans het? So hierdie spanning vir my is vir ons iets wat ek dink in my eie hart baie mee geroer word om te dink die wysheidsboeke en Prediker en Spreuke, en ons gaan Nuwe Testament tekste ook hanteer, is vir ons dalk moontlike handvatsels oor hoe ons hierdie wêreld van vinnige kitsantwoorde kan moontlik navigeer. So, die spanning wat ek hier wil skets is, ons kan vinniger as ooit antwoorde kry, maar dit beteken nie dat ons noodwendig weet hoe om te leef nie. En vir ons as gelowiges wat hier sit, is dit tog die vraag. So ons gaan na die Bybel toe, na God se woord toe, om te sê, wat sê God se woord vir ons oor hoe om te leef? En wat is die rol van wysheid hierin? Daarom is die tema vir hierdie Bybelskool wysheid in 'n era van antwoorde. En jy kan antwoorde soek, jy kan laat ChatGPT of Claude, jy kan hoeveel
gesondheidsinfluencers volg op die internet en hulle kan vir jou oefenprogram uitwerk. Jy kan al die inligting hê. Hy kan vir jou antwoorde gee oor hoekom jy gewig nie verloor nie en hoe jy moet reg eet, maar jy kan nog steeds ongesond leef. En dit is hier die brug voel ek tussen inligting, antwoorde wat jy soek en vra en om 'n lewe van wysheid te leef wat jou lewenstyl probeer verander, wat jou rigting gee. So dis vanaand se wegspringblok. Wat is die verskil tussen kennis of inligting en antwoorde wat ons kry en wysheid? Die tekste by wat ek wil stil staan, Prediker 1, wat vir ons bietjie die grense wys van menslike kennis, Spreuke 1, wat vir ons sê, wat's die begin van Bybelse of goddelike wysheid, en dan natuurlik Jakobus 3, van wat vir ons bietjie vanaand gaan wys, hoe lyk wysheid wat sigbaar word. So die hoofgedagte, voor ons verder gaan, is inligting help ons om iets te weet, kennis, jy kan dit gaan soek en jy weet dit, maar wysheid vorm ons, God vorm ons deur sy wysheid om reg te leef. Nou, 'n voorbeeld wat ek graag wil gebruik, 'n hedendaagse voorbeeld, dalk in my eie lewe. Ons dogtertjie is tans versot op die karakter van Winnie the Pooh. Een van haar gunsteling stories is waar Christopher Robin 'n briefie skryf en dit los vir Winnie the Pooh. En in die briefie skryf Christopher Robin iets in die lyn van, hy gaan net eers bietjie weg, he'll be back soon, of hy eindig hom op einde van, back soon, Christopher Robin. Nou Pooh vat hierdie briefie en hy kan self nie lees nie, en hy gaan na Uil toe. Uil is die wyse een wat goed kan lees. Dit vertel het eintlik half so komies om te sê, one must be very careful to read such ancient texts, not to make mistakes. Maar dan lees hy dit, en dan lees hy nie back soon nie. Dan lees Uil back sin. Dan is die res van hierdie episode of die storie, verhaal, gaan oor hoe hulle as Pooh, Piglet, Eeyore, Tiger, wat is nog, Rabbit en Uil 'n reddingsplan moet op die been bring om Christopher Robin te gaan red van die backsin wat hom gesteel het. So dan is die hele episode gebou rondom dit. As Christopher Robin ou net terugkom, dan sê mamma, wat soek julle? Hoekom is julle so bly om my te sien? Dan lees Christopher Robin vir hom die brief en sê, I just said I'll be back soon. There's no such thing as a backsin. Nou ek sê dit want hoeveel van ons wonder dikwels, of wonder vir 'n oomblik, of ons nie dieselfde doen nie. Ons ontvang een stukkie inligting, vra antwoord, ons kry inligting. Maar dan is daar 'n verskriklike groot gaping vir die ander stukkie inligting wat ons ook kry. Wat doen ons? Dan vul ons hierdie spasies, die spasie tussen die stukkies inligting, en dan skep ons ons eie narratief. Ons skep ons eie wêreld. En as jy jou oë weer uitvee, het jy 'n backsin geskep in jou eie lewe, en jy jaag backsins na, eerder as om die wysheid te hê, om beter vrae te vra, of om dalk te sien, waar is daar gapings in jou kennis of inligting, en hoe jy hierdie goue lyn miskien moontlik kan weef, tussen die stukkies inligting, om 'n meer geronde, verantwoordbare antwoord te gee. Nou hierdie spanning van backsins, dink ek is wat die Bybelskool vir ons vanaand en môre hopelik mee gaan help. En die eerste teks wat ek graag bietjie mee wil saam stil staan is Prediker 1, vers 12 tot 18. Ek lees ons. Ek, die prediker, was koning oor Israel en Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mens gegee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk, alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat daar nie is nie, kan nie getel word nie. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem gereageer het. Ek het baie ervaring en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is, en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Mag dalk 'n vreemde teks wees waarmee ek die Bybelskool mee begin.
En ek dink dis verseker nie iets wat jy vir jou kind gaan sê, of wat jy by 'n laerskoolopening gaan gee, as prediker sê, wie kennis versamel, versamel smart nie. En ons moet reguit vir mekaar sê, prediker is nie anti-kennis nie. Prediker sê nie hier vir ons, moenie kennis najag, of moenie wysheid najag nie, of moenie geleerd wees nie, of moenie die regte kennis nastreef en wysheid nastreef nie. Maar wat prediker hier vir ons sê, is dat kennis dra 'n las, gee ons 'n las wat ons moet dra, en soms onderskat ons dit. Met ander woorde, hoe meer jy weet, hoe meer sien jy. En hoe meer jy sien, hoe meer besef jy, hoe min jy beheer. So meer kennis jy het, hoe meer besef jy, hoe min jy beheer. Dink byvoorbeeld aan as 'n kind of 'n jong persoon, hoe maklik hulle slaap as hulle nie weet wat die sorge in die lewe is nie. Tot ons bietjie ouer word, volwasse raak, en ons begin lees en inligting of kennis versamel, en ons begin raak sien dalk miskien wat in die wêreld aangaan. Hoe meer kennis ons het, miskien mag ons moeiliker begin slaap, want ons het meer inligting, meer redes om gespanne te wees, meer goeters om oor bekommerd te wees. Nou wat gebeur? Kennis gee jou dus nie net die antwoorde wat jy soek nie. Dit maak jou ook bewus van die dinge wat jy nie meer kan miskyk nie. Aan die ander woorde, dis die glyskaal. Daar's 'n tipe onkunde wat baie gevaarlik is, want dan is ons naïef en blind deur die wêreld. Maar daar's daar ook 'n ander soort kennis wat pynlik is. 'n Kennis wat sê, maar ons kan nie hierdie meer miskyk nie. Ons kan nie meer naïef wees en maak asof dit nie realiteit is nie. En prediker praat van hierdie soort pyn. Kennis wat pyn vir ons gee. Hy sê, wat krom is kan nie reguit gemaak word nie, en wat ontbreek, wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Met ander woorde, daar is dinge wat ek kan raak sien, maar wat ek nie kan regmaak nie. Daar's gebrokenheid wat jy raak sien in die lewe, en dalk in jou eie lewe. Jy kan dit noem, maar dit beteken nie kan herstel word nie. Daar's stukke wat dalk ontbreek in die lewe, in die wêreld, in jou gesin, familie, werk, maar dit beteken nie dat dit uitmekaar uitval nie. Maar dit beteken ook nie ek kan dit herstel nie. So, dit is hierdie frustrasie wat gepaard gaan met meer kennis. Om te besef, waar is die grense van jou menslikheid, van jou menswees, van jou kennis. So prediker sê vir ons, kennis sonder nederigheid kan jou uitput. Want as jy nie besef wie jy is en dat God jou gemaak het, en God is God en ek is ek, en jy al kennis nastreef, dan kan dit jou uitput. Want dan gaan dit oor die kennis self. Kennis sonder God kan swaar raak. Want ons moet besef dat God die Geer van wysheid is. Kennis wat probeer om die hele lewe vas te vat en vir jou te probeer beheer of redes te gee of kontrole te gee, gaan jy uiteindelik ontdek dat die lewe soos wind is wat net deur die vingers waai. Jy kan dit nie vashou nie. So dalk is dit nie dat ons dalk inligting vra oor iets wat ons nie wysheid kan doen nie. So ons streef inligting na, maar eintlik is die regte ding wat ons moet soek, streef is wysheid. Ons vra inligting, ons soek inligting, ons het inligting en jy soek het en jy soek antwoorde, maar soms soek ons vrede. Ons vra antwoorde, en ons dink hoe meer antwoorde het ons kry, en hoe beter antwoorde ons kry, hoe meer gaan ons karakter vorm. Ons dink, hoe meer kennis jy het, hoe meer is jy in beheer. Dan waarsku prediker, kennis kan dalk vir jou lig gee vir die pad waarop jy loop, of lig skyn, maar kennis kan nie jou God word nie, die lig van alle lig nie. Kennis kan jou help om te sien die pad, lig jy op die pad wat jy loop, maar dit kan nie noodwendig jou leer om op die pad te loop en te leef nie. Net wysheid kan daai doen. Kennis verlig die pad, maar wysheid help jou om die trees te gee en ook te vra of jy in die regte rigting is. En dan is dan nou die vraag, as ons dalk miskien 'n inleidende sessie gehad het hiervan, wat is die verskil, moontlike verskil tussen kennis, inligting en wysheid, en waar skiet kennis en inligting tekort en waar help wysheid ons? Kan ons dan nou die volgende vraag vra, wat is wysheid dan?
En ek dink Spreuke 1 is vir my 'n baie goeie wegspringblok. Spreuke 1 vers 1 tot 7 lees ek. Spreuke van Salomo, seun van Dawid, koning van Israel. Die spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot 'n dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. So hier sien ons baie duidelik, baie dadelik vir ons, dat wysheid in die Bybel is meer as net kennis of inligting of informasie. Spreuke sê wysheid het te doen met die onderrig, die insig, die verstandige optrede, regverdigheid, reg en billikheid. So dit is nie net om die regte antwoord op die gegewe vraag te hê nie. Wysheid volgens Spreuke is om reg te leef in God se wêreld. En dit is die begin, die grondslag, die fondasie vir ons soeke na wysheid. Dit begin met die vrees van die Here. Dit is die begin van kennis en wysheid. Nou ons mag in vandag se tyd die vrees van die Here dalk hoor en dink ons moet bang wees. Maar vrees in Spreuke is baie meer as net om bang te wees. Jy gaan soos 'n skoolhoof wat verkeerde antwoord vergee, jy op die vingers mee tik. Maar die vrees van die Here is eerbied, dit is ontzag, dis aanbidding, dis om te erken in nederigheid wie jy is en wie God is. Met ander woorde, besef, God is God en ek is ek. En ons moet daai twee nie verwar nie. Dit is die begin van wysheid. So kom ons begin dalk die eerste afdelingkie en hierdie een van wysheid saamvleg om te sê, wat is dalk 'n eenvoudige manier om te sê wat kennis en wysheid, hoe help dit ons om die lig te gee, maar ook die regte tree te gee? Kennis mag dalk vra, wat moet ek weet? Ek moet weet wat ek soek, die regte vraag vra, en dan kry jy die kennis of die inligting as antwoord. Maar wysheid vra, hoe moet ek voor God leef? Kennis mag dalk vra, wat is die feite? Kom ons kry genoeg feite. Maar wysheid sal dalk vra, wat is goed, reg, liefdevol en getrou? Kennis sal dalk sê, wat kan ek doen? Wat is die volgende stappe wat ek moet doen? Maar wysheid sal vra, wat behoort ek te doen? Kennis gaan sê, wat het ek nodig om te werk of wat werk? Maar wysheid vra, wat vorm my na die beeld van Christus? So in 'n wêreld waar ons vandag leef in blitsige, vinnige antwoorde kry, is wysheid juis skaars soos hoendertande. Want ons vra vandag baie maklik, kan ons dit doen? Kan ons iets bou? Kan ons iets outomatiseer? Kan ons iets bou deur AI? Kan ons dit vinniger doen? Maar wysheid vra stadiger vra. Wysheid vra, moet ons? Hoekom wil ons? Wat doen dit aan ons? Wie word hierdeur geraak? Watter soort mens word ons as ons so leef? Jy sien die verskillende invalshoeke as dit kom 'n wêreld wat oorheers word met kennis en inligting en ons wat die antwoorde soek in 'n wêreld van wysheid. So wil ek graag dit ook na die Nuwe Testament toe vat. En Kolossense 1 vers 9 tot 10 gee vir my 'n help ons om hierdie prentjie van Bybelse wysheid voller in te kleur as ek dit so kan stel. So Kolossense 1 vers 9 tot 10 lees ek. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Sal vir my hierdie bittermooi opsomming of samevatting wat Paulus hier doen. Kom julle agter, Paulus bid nie vir die gemeente en sê, mag hulle meer kennis hê nie. Mag hulle die regte antwoorde kry nie. Mag hulle net tot insig kom nie.
Hy bid dat hulle kennis van God se wil so deur die Gees wat aan hulle gegee is, hulle vorm, sodat hulle op 'n nuwe manier kan leef. So kennis in ons menslike taal word hier nie gemeet aan wat jy kan verduidelik of het jy die antwoorde op die vraag nie. Maar kennis word gemeet aan hoe vorm dit die lewe wat jy leef. Ons kan al die kennis in die lewe hê, maar as dit jou nie vorm om 'n beter lewe vir God te leef nie, dan is dit nie die regte wyse of kennis wat gaan lei tot God se wysheid nie. So inligting gee vir ons hierdie inhoud. En ons kan al die inligting en kennis hê, maar wysheid gee ons die rigting. En as jy eers die wysheid het om te weet wat is God se rigting, dan kort ons die kennis verseker om ons te help om op hierdie regte pad die tree te gee en die pad wat ons loop te verlig. Kolossense sê ook hier dat die Gees van God is die een wat vir ons die kennis en insig gee, maar Jakobus 3, so vat dit ook vir my saam, as Jakobus 3 vers 13 tot 18 lees. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle, dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aardsinlik, want voor daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend, inskikkelik bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jy in die regte verhouding met God, en met dit word ons gebruik om vrede te maak. So Jakobus begin hier, nie deur te sê wie van die regte kennis nie. Het jy die antwoord, ons gaan 'n toets gee, as jy die toets slaag, dan die regte feite op die regte antwoord, die regte antwoorde op die regte vraag. Maar hy begin hier vir ons te sê, wys vir ons jou kennis inligting, wat lei tot wysheid, en dit sien jy deur die lewe wat jy leef. So wys jou lewe, of jy die regte kennis het, wat gevorm word om wysheid te hê. So met ander woorde, wysheid word nie net gehoor in wat jy sê nie, maar wysheid word gesien in hoe jy leef. So, ons sien hier dat Jakobus, vergewe my, presies hierdie twee soorte wyshede vir ons kommunikeer. Een, daar's 'n wysheid wat baie indrukwekkend lyk, maar dit eintlik deur afguns en bitterheid en selfsugtige ambisie, of dalk hoogmoed ook gedryf word. Dit klink slim, dit is oortuigend, jy kan vinnig antwoorde gee, jy het al die regte antwoorde, jy het al die feite. Maar as dit van jouself uitkom en oor jouself gaan, dan blaas dit net jouself hoër op. Maar dan sê hy hierso, dan is daar wysheid wat van bo kom, wat van God afkom. Dis rein, dis vredelievend, dis bedagsaam, dis vol barmhartigheid, dit dra goeie vrug. Ek sê altyd, dis 'n lewenstyl wat gefilter word deur die filter van genade en liefde. Dit is 'n lewenstyl wat wys dat jy 'n lewe leef van wysheid, van God se wysheid, wat God vir ons gegee het, en wat voortgebou word op die kennis en die inligting, wat die Gees in ons lewe meewerk, om ons verhouding met God te verbeter en te versterk en te laat groei. Nou, om dit dalk saam te vat vanaand, dink ek sal ek sê die beste voorbeeld vir ons, is dat ons na Christus kan kyk. Alles wat ons vanaand gesê het hier oor die verskil tussen wysheid en kennis en inligting, en dalk hoe om te onderskei tussen watse tipe wysheid streef ons na, dink ek kulmineer natuurlik in Christus. Wysheid kry 'n gestalte van Christus. Christus is die gestalte van wysheid. Lees 1 Korintiërs 1:24, dat Christus self die wysheid van God is. Kolossense 2 vers 3, alle skatte van wysheid en kennis is in Christus verborge. So teologies is dit vir ons so belangrik, want as wysheid in Christus beliggaam word, kan ons dus nie wysheid losmaak van Jesus Christus, sy karakter, sy lewe, sy wese, die kruis nie.
En gaan kyk net op die eie tyd, na Christus se lewe. Hoe het hy onderskei? Sommige mense het hy baie duidelike vinnige antwoorde gegee. Vir ander mense het hy nie dadelik vinnig antwoorde gegee nie. By die Samaritaanse vrou het hy lank gesit en stil gebly. By ander mense antwoord hy vinnig. Hy is soms sag met mense wat gebroken is, maar hy is soms ferm met skynheiliges. Hy is geduldig met mense wat nog leer, maar hy is ook profeties oor mense wat God se naam misbruik. Jesus gaan gereeld na eensame plekke toe om te bid. Hy sit saam met mense aan tafels, hy raak aan die skare, hy stop vir mense langs die pad. En aan die kruis sien ons eintlik hierdie diepste wysheid van God. Vir die wêreld lyk die kruisgebeure soos dwaasheid. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 1. Maar dit is juis hier waar God se wysheid die helderste skyn. Die kruis wys dat God se wysheid werk deur selfopofferende liefde, deur Christus wat neerbuig, deur die bereidheid om nie die laaste woord te vat, of om altyd te wen, of om altyd reg te wees nie. So hieraan kan ons die wysheid leer, sonder om dit te koppel aan die feit om Jesus na te volg nie. En dit is waarom hierdie Bybelskool die diepste antwoord wat ek wil gee, maar antwoordsverkeerde woord, dalk eerder 'n raamwerk, is dis nie 'n plan nie. Dis nie 'n 10-stap plan of 'n 3-stap proses nie, maar die diepste waarheid van Bybelse wysheid is 'n persoon. Dis Jesus Christus. So ek wil dus vanaand hierdie sessie afsluit met 'n paar praktiese vrae, wat ons en jy dalk hierdie week kan saam met jou dra, juis met hierdie soeke van hoe onderskei ons tussen kennis, inligting, wysheid, en hoe kan ons 'n lewe begin nastreef van God se wysheid. So eerstens, wanneer jy hierdie week inligting inneem, vra jouself, maak hierdie my 'n wyser persoon met God hemelse wysheid, of maak dit my net voller met inligting? Help dit my om God en my naaste lief te hê, of voed dit dalk net my angs, my woede, my nuuskierigheid, my selfbeheerdheid? Tweede vraag, wanneer jy antwoorde kry hierdie week, vra, wat doen ek met hierdie antwoorde? Gebruik ek dit om mense te dien, te bedien, of gebruik ek dit om mense te beheer, te manipuleer? Gebruik ek hierdie antwoorde om te verstaan, om tot beter kennis, inligting, wysheid te kom, of gebruik ek die antwoorde om ander mense te vertrap, te verkleineer? Wanneer jy dink hierdie week jy's reg, vra jouself, hoe lyk jou regwees? Is dit rein, vredelievend, bedagsaam, vol ontferming, dra dit goeie vrug? Is dit met liefde en genade gesien? Of is dit vol selfsug, ongeduldigheid en hoogmoed? En dan laastens, wanneer jy hierdie week dalk nie weet nie, vra jouself, kan jy nederig bly? Kan jy voor God erken dat jy beperk is tot insig, tot inligting, tot kennis? Kan jy leef met die feit dat jy nie altyd alles verstaan nie, sonder om moedeloos of sinies te word? Want vanaand hopelik hoor ons, waar het ek kennis, maar nog nie wysheid nie? Hoe kan ons begin werk en oefen aan 'n wêreld van wysheid, eerder as om net nog kennis te versamel en te vergader? So ek sluit af. Ek hopelik stem julle saam dat ons lewe in 'n wêreld wat antwoorde naby is. Hy's volop. Maar die Bybel nooi ons nie om net nog inligting, meer kennis te kry nie. Die kennis, die Bybel nooi ons na verhouding toe met 'n persoon. Om te besef wie God is, die woord van God te lees, God te ontmoet, maar ook te besef God is God en ek is ek. So het vanaand gesien dat Prediker help ons om te sê, ons moet ook eerlik wees met wat is die grense van ons kennis. Ons het gesien dat Spreuke ons help om dalk te sê dat wysheid, Bybelse wysheid, begin om daai erkenning te maak van waar is 'n beperking aan my. God is God, ek is ek. En wysheid begin met hierdie vrees, eerbied vir die Here. En derdens het ons gesien dat Jakobus, ons gesien het van hoe lyk wysheid wat gegiet word in 'n lewenstyl wat gevorm word deur God se Gees. Dat jy goeie vrug dra, dat jy liefdevol optree en dat wysheid sigbaar word in die optrede. So vanaand sluit ek af die hoofgedagte
Inligting of kennis mag jou dalk help om meer te weet, maar wysheid vorm ons om reg te leef voor die Here. Mag ons toelaat dat God deur sy woord en deur sy gees ons vorm om reg te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Baie dankie dat jy geskakel het vanaand. Ons sien julle graag volgende week 7:00 kuier ons weer saam vir die volgende sessie. Totsiens. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.